Goeiedag en baie welkom. Wat is jou prentjie van 'n geloofsgemeenskap? 'n Gesonde, doelgerigte, omgee gemeenskap wat in Jesus se voetspore volg. Ons kry 'n prentjie, riglyne vir hoe so 'n gemeenskap funksioneer. En as ons mooi kyk, dan sien ons die vroeë kerk het nie gegroei omdat hulle 'n slim strategie ontdek het nie. Hulle het nie gegroei omdat hulle 'n oulike plan gemaak het nie. Hulle het gegroei omdat iets in hulle verander het. Dit was nie 'n plan of projek wat hulle laat floreer het nie. Nie 'n invloedryke leier of 'n roerende diens nie, maar 'n nuwe manier van wees. Toe hulle deur die Heilige Gees vervul is, het hulle nie net ander dinge begin doen nie. Hulle het anders begin leef. En kan jy dink, van hier af het die kerk wêreldwyd versprei tot by ons wat vandag saam hier die liggaam van Christus is? Lees saam met my wat in Handelinge gebeur het. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor: laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Die Griekse woord wat ons vertaal as heelhartig toegelê, het te doen met volharding, 'n gereelde inspanning. Dit was nie 'n eenmalige geestelike ervaring nie. Dit was 'n ritme van sit, van luister, van vra en van die lewe saam met Jesus lewe deel. Dit verwys na 'n ingesteldheid van oop wees om te leer en nederig genoeg wees om te besef hulle het nie al die antwoorde self nie. Hulle is gretig om te leer, hoe kan hulle hierdie lewe aangryp? Kyk maar na vers 37. En dag na dag begin hulle 'n leefwyse leef. Een van diep vertroue in Jesus se voorbeeld en woorde, in afhanklikheid van sy rigtinggewende waarhede. Hulle het hulle aan hierdie dinge toegewy, oor en oor. Hierdie houding van leer en luister herinner ons aan hoe Jesus self as kind na die tempel gegaan het, nie om te wys hoe slim hy is nie, maar om te sit tussen die leermeesters, te luister en vrae te vra. Dit staan in Lukas 2 vers 46. Dis nuuskierigheid oor die dinge van God, a sacred curiosity. Dis hierdie leergierigheid, dis die bereidheid om gevorm te word. 'n Honger om te verstaan, 'n soeke na meer as net antwoorde. 'n Soeke na wysheid wat ons in ons lewens kan inwerk. In ons wêreld van konstante geraas, vinnige antwoord en vinniger uitkomste, is hierdie ingesteldheid vreemd. Ons wil resultate hê, ons wil sien dinge gebeur, en tog nooi die Heilige Gees ons nie bloot na produktiwiteit nie, maar na teenwoordigwording. Nie na vinnige of kits oplossings nie, maar na stilte. 'n Lewe waar ons weer leer om saam met God te sit. In stilte, in afwagting, in verwondering en diep, stadige luister. Na sy woord, na sy mense, na ons eie vrae. Dis in hierdie postuur van honger wees vir God se woord, vir nuuskierig wees oor sy woord, vir Jesus se lewe, waar ware transformasie gebeur. Die vroeë kerk het nie gegroei, omdat hulle iets niets uitgedink het wat wonderbaarlik gewerk het nie. Hulle het verander, omdat hulle oop was vir God se teenwoordigheid en vir sy waarheid. Dit het hulle lewe bepaal. Hulle was doeners van die woord. En toe God beweeg, het hulle saam met hom beweeg. Die vrug van hierdie toewyding was merkbaar, vrygewigheid en vreugde en eenheid. Hulle het dit geniet om saam te wees, om mekaar te help. En is nie iets wat hulle self probeer afdwing of net harder gewerk het om dit reg te kry nie, maar iets wat gebeur het toe hulle self daagliks oopstel vir God se Gees wat werk. Wanneer mense hulle self aan hierdie eenvoudige ritmes toewy, leer,
gemeenskap, broodbreek, gebed. Begin God iets doen wat nie net in hulle werk nie, maar ook deur hulle. Wat sou dit vir jou beteken om weer so te sit? Oop, nederig, gretig om te leer. Wat as jy vandag net eenvoudig kan wees? Net wees. By Jesus, maar by sy mense, in die samekoms, in gesprekke, in groepe. Wat van as jy net ook kan teenwoordig wees vir jou eie lewe? En kan luister om te leer. Sonder om jou eie vooropgestelde idees voor te gee en te besluit dis wat dit gaan wees en dis wat gaan gebeur. Sonder antwoorde wat gereed is. Net sit en luister. Wees bietjie nuuskierig. Wees leergierig. Want dalk is dit presies daar. In die stil sit en die luister, waar nuwe insig of 'n vars ervaring van Jesus se woorde vir wat dit beteken vir jou kan oopgaan. En dalk is dit die plek waar jy nou genooi word na die groei wat jy na verlang. Nie net deur jou eie pogings nie, maar deur God se teenwoordigheid waarvan jy al hoe meer bewus word, soos wat jy oorgee en luister en leer. Maak vandag tyd om net by God te sit. Geen agenda nie, geen take of spesifieke gebede wat jy moet afhandel nie. Vra vir die genade vir 'n honger vir sy woord en sit net. Lees gerus weer Handelinge 2 stadig deur en let op watter frase jou aandag trek. Bly 'n rukkie by daardie woorde en vra dan vir God, wat wil jy vandag vir my leer uit u woord? En dalk lei dit jou na stilte, dalk na 'n gesprek met iemand anders, dalk moet jy net bly by die misterie, maar begin net by sit en by luister en leer. Dit is genoeg. Bid saam met my. Jesus, u woorde verander mense se lewens. Dankie dat ons ook van u kan leer en weet dat ons u woord in ons lewens kan inwerk. Dat ons harte brandend wees vir u woord. Dankie Here dat u woord vir ons oopbreek. En laat dit wat ons leer, ons transformeer om meer en meer soos u te wees. Amen.